Môre, môre, môre. Hoe gaan dit by elkeen van julle? Dis 'n nuwe jaar, nuwe kwartaal, nuwe dinge. Ag en ek hoop julle Kerstyd, julle nuwejaarsdag tyd was ook vir julle baie goed gewees. As jy bietjie weg was met verlof, hoop ek jy het 'n bietjie berusting vir jou siel gevind en dat ons weer reg is vir 'n splinter nuwe jaar en ook so 'n nuwe kwartaal. Is lekker om weer in die nuwe jaar saam met julle te wees en weer saam met julle te kuier elke oggend. Mag dit vir julle vars en nuut wees, soos 'n vars wind wat alles net weer kom skoon waai en waar ons net weer vir die Here kan kom dankie sê vir die wyshede wat ons uit sy woord uit leer. Dis lekker om weer vanmôre saam met julle te wees en ek gaan hierdie jaar op ons eerste oggend gaan ek afskop met Psalm 103 vers 1 en vers 2. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Weet julle, daar's so baie mense wat vir my vra, Dominee, hoe doen 'n mens aanbidding? Hoe kom ek voor die Here? Hoe moet ek voor hom stil word? Hoe moet ek met hom praat? En dit is nou nogal 'n algemene ding vir baie van ons, nê. Ons weet nie eintlik regtig baie keer hoe om hierdie alwyse, alwetende, almagtige God wat ons Vader noem, hoe om dit met mekaar te balanseer nie. Hy's 'n Vader vir ons, maar hy's ook Skepper en hy is ook die Heilige. En dan wonder ou miskien vanmôre die vraag, wat is aanbidding, nê? Is dit maar net 'n gevoel of is dit 'n soort van 'n handeling? Kan jy met 'n bepaalde vorm sekere van hierdie aanbidding voorskryf? Die vraag is dalk miskien by jou ook, waar moet ek dit doen? Hoe moet ek dit doen? En weet julle, as 'n ou aan al hierdie vrae dink, dan wonder ek tog of 'n ou nie baie keer die gevaar loop om aanbidding af te skaal, nê? Of daarvan een of ander formele godsdienstige handeling maak nie. Want as daar wel 'n voorskrif vir aanbidding is dit net een. Dit moet uit jou hart uitkom. Dit is die een groot geheim van enige persoon wat voor die Here kom. As ek en jy met hom werk en as ons met hom praat, dan moet dit met 'n opregte hart wees. Die Here vra nie formele dinge nie. Hy vra nie van ons om sekere patrone te volg nie. Al wat hy vir ons sê is, kom voor my. Dit is 'n daad van eerbied. Dis die erkenning van God se onbeskryflike heerlikheid en sy almag. Want ons aanbid hom in die eerste plek vir wie hy is. Ons moet sy grootheid besing, al sy liefde, sy genade, maar so ook sy heiligheid. En dan aanbid 'n mens God vir wat hy doen. Sy wonderskepping, sy sorg, sy mag, sy verlossende liefde. En aanbidding kan ook gepaard gaan met woorde en jubelende klanke. Maar aanbidding kan ook, sonder om enige iets te sê, net op jou knieë wees voor die Here. En al wat jy doen is, jy's in woordelose verwondering voor hom. Dit is wat aanbidding is. Dis om te besef en te erken dat jy nou met jou Maker te doen het. Dat jy nou met hom te doen het in die verlossende genade van Jesus wat vir ons gegee is. Dit is om voor die Here te aanbid. Dis nie hoe nie, dis net dat ons te doen. So mag ek en jy hierdie jaar hierdie wonderlike vorm van aanbidding voor die Here reg en mooi doen. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ek aanbid U met 'n hart wat oorloop van bewondering. En ek aanbid U vanmôre as die groot en ondeurgrondelike God, maar ook die een wat vir my in Jesus begenadig het. Dankie dat ons so na U toe kan kom. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Dis 'n wonderlike dag en mag julle uitsien na alles wat die Here vandag vir julle gee. En dan praat ons weer môre. Goeiedag.